Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Kan julle glo, dit is naweek. Wel, amper, nog net so 'n bietjie werk, dan kan ons bietjie gaan rus. En dis lekker om vanmôre saam met julle weer hierdie week klaar te maak in die woord, en ek wil vanmôre so 'n bietjie aansluit by die gedagte wat ons gister mee gewerk het, en dit gaan oor die wind, die gees. Nou in Handelinge 2 vers 2 lees ons hierdie woorde: skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Dis natuurlik die disippels wat vir 10 dae na die hemelvaart het hulle daar in die bovertrek gebly. Hulle het gebid, wagtend op die uitstorting van die Gees, en dan lees ons net skielik was daar hierdie stormwind. Nou die ouens wat daar aanwesig was, daar was 2 simbole. Die een kon hulle hoor en die ander een kon hulle sien. Dit wat hulle kon hoor was die geluid soos die van 'n rukwind, 'n geweldige rukwind. En dit wat hulle kon sien was soos tonge wat verdeel in vuur wat op hulle neergedaal het. So 'n geweldige rukwind en tonge van vuur. Maar van die een ding wat hulle almal seker van was, is dat dit uit die hemel uitgekom het. Daaroor het hulle geen twyfel gehad nie. In die teenwoordigheid, in hulle teenwoordigheid is daai profesie vervul, dat die Here Jesus gesê het, ek stuur die gawe van die hemel af na julle toe. Nou, wat 'n Godgegewe aanskouingsles van die Heilige Gees. Nou, in Hebreëus is daar net een woord vir gees, asem, wind, en dis die woord ruach. En al drie hierdie is geheimsinnige goed. En hierdie 3 dinge, hierdie gees, hierdie asem, hierdie wind, toon almal sekere ooreenkomste. Hulle is al 3 onbegryplike verskynsels wat nie vasgemaak kan word of aan bande gelê kan word nie. Ek meen, dink maar aan jou eie liggaam. Niemand kan die asem in jou liggaam gaan verseël nie. Dit kom en dit verdwyn net op God se bevel. En nie een van ons het die vermoë om wind op te roep of om wind te verdryf of te stuur nie, nê? En net so het nie een van ons heerskappy oor die Heilige Gees en hoe hy beweeg en hoe hy werk nie. Hy is ondeurgrondelik, hy is 'n misterie, en nie een van ons kan hom verklaar nie. Maar weet julle, met een ding weet ons wel, asem vir 'n mens is wat vir ons lewe gee. En die ander ding is, as die wind nie in die natuur waai nie, dan het die natuur lankal verdwyn en verwoes geraak, en dan sou die hele wêreld eintlik net 'n woestyn gewees het. Dit is nie wetenskaplike feite nie, hierdie is die realiteite van hoe die hemel dit gemaak het. En die Heilige Gees is die asem van die koninkryk. Sonder die Gees se werking in my lewe, het ek nie die koninkryk in pag nie. En dis hierdie misteriese werk, wat ek en jy vanmôre weer net moet hoor, dat die Heilige Gees die een is wat ons lewens rig, wat ons dade vir ons uitpak. Soos longe asem nodig het, soos wat die natuur wind nodig het. Net so het ons gees die Gees nodig om te kan lewe. En dit kan net uit die hemel kom. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Heilige Gees, sonder u leiding in my lewe sal ek nie geweet het wat se rigting om te gaan nie. Dankie dat u in my werk en dat u vir my daai rigting bepaal. Help my om elke dag in daardie misterie te leef, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek, en dan praat ons volgende week weer. Totsiens.